Leef ons die ware evangelie uit. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. My vraag wat ek vandag vra, is ek 'n ware disipel van God om my kruis op te neem, om Jesus te volg en te doen wat in Matteus 28 vers 19 staan. Vader, begin by my vandag. Die gedeelte spreek ook met my. Hierdie is 'n duidelike opdrag wat Jesus vir ons gee. En wat doen ons omtrent die opdrag van God? Hoe kan ons ander mense leer om die weg van God te stap, as ons self op die plek is nie? Hoe ver is ons van God verwyder? Is God se liefde in ons lewe? 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. 1 Korintiërs 4 vers 16. Daarom vermaan ek julle dan, word my navolgers. Die woord van die Here sê vermaan mekaar met liefde, maar wanneer ons dit doen, raak die mens ongemaklik en neem ons kwaadlik oor die vermaanings en teregwysings. 1 Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Die Here sê duidelik in sy woord dat hy sonde haat, en die wat dit doen, sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Is ons op die plek om sy disipel te wees? Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. As God ons geskaap het na sy beeld, wie gee ons die reg om ons medemens te haat? Daar is soveel onmin tussen families en die mens sê hulle het God lief. Hoe kan jy God lief hê en dit haat wat God geskaap het in Genesis 1 vers 27? Die woord van God sê, as jy jou broeder haat, is jy 'n moordenaar. 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Kom laat ons dit nastreef om in vrede met mekaar te wandel. Dit is wat die Here van ons verwag en ons beveel. Hebreërs 13 vers 4. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oorreders en egbreekers oordeel. Die huwelik is 'n instelling van God, maar die mens maak hulle eie reëls vandag en minag God se voorskrifte uit sy woord. Markus 13 vers 13. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Lukas 21 vers 17. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, as ons die woord lees, is daar soveel voorskrifte wat nagekom moet word, maar dit is die moeite werd. Help ons om te bly en te wandel in die voetspore van ons Here Jesus, en ons gee U die lof, die eer en die aanbidding van ons hart. In Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk.